word daar na 'n persoon verwys, wat in striweling met God was. Wie kan vir my sê wie dit was? Kom met my nou nie so 'n klomp eerstejaars studente aankyk nie. I rest my case. Enig een? Ja, dit was Jakob, ja. Nee, ek dog amper daar's 'n discrepancy rondom die vraag gewees. Amen. Nou ek het vanoggend 'n tema wat my baie in die hart lê. En soos ouer gewoonte sal julle weet, dat ek praat baie oor ons verhouding met Jesus. Ons verhouding met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou dis die belangrikste verhouding vir my en jou. Ek wil vanoggend vir jou sê, geliefde, daar is nie 'n meer belangriker verhouding as daardie verhouding nie. En tog dis die verhouding wat die meeste skipbreek lei, wat die meeste afgewater word. Baie keer het ons nie eers meer tyd vir God in ons lewe nie. Baie keer kom ons maar net na die huis van die Here, omdat ons onsself en ons gewete wil sis. En dit is vir my baie keer die hartseer, want die tema van my boodskap is dit. Maak God eerste in jou lewe. Hy moet die prioriteit nommer 1 in alles wees. Maar is hy? Jy sien, wanneer ons kom en ons haal tog so mooi vir Deuteronomium 6 vers 5 aan. En wie kan vir my sê, wat sê Deuteronomium 6 vers 5? Hy sê vir ons die volgende. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat in jou is. En wanneer jy die Here jou God lief het, wat gaan gebeur? Jy gaan hom eerste stel in jou lewe. Nie waar nie? Dan gaan God mos jou prioriteit wees. Hy gaan die een wees wat jy as hierdie oggend jou oë oopmaak en sê, dankie Here vir nog 'n dag. Die aand wanneer jy gaan slaap, dan sê jy, dankie Here vir nog 'n dag van genade, u beskerming, u hand wat met my was. Maar as ek so na hierdie gebroke wêreld kyk, dan vra ek die vraag, is God eerste in jou lewe? Is hy vanoggend eerste in jou lewe? Wie is God in jou lewe? Ek wil vandag 'n stelling maak. En hierdie is 'n stelling wat ek baie oor nagedink het. En ek nie wil hê jy moet vandag ligtelik opneem nie. Maar ek wil vanoggend jy moet hierdie stelling gaan ondersoek. En jy moet vir jouself vra, waar is ek in hierdie stelling? En die vraag wat ek vanoggend, of die stelling wat ek vanoggend wil maak, as God nie eerste in jou lewe is nie, is hy nie eintlik 'n God vir jou nie. Hoor baie mooi wat ek sê. As God nie nommer 1 in jou lewe is nie, is hy nie eintlik God vir jou nie. Dis maklik om te sê, ek het die Here jou God lief. Ek het die Here my God lief met alles wat in my is. Maar my leefwyse getuig nie daarvan nie. My doen en late getuig nie daarvan nie. Baie keer gebruik ons, en ek het al baie gesê van die kansel af, God soos 'n noodwiel. As ek 'n puncture het, haal ek mos die noodwiel uit, nie waar nie.
en ek sit hom op en ek kan weer verder met my lewe gaan. En dis hoe ons God gebruik. Ons gebruik hom as daai noodwiel. Wanneer daar moeilikheid in my lewe is, wanneer daar swaar kry in my lewe is, dan moet die noodwiel uitgehaal word en die noodwiel moet nou my nood vir my verander. Is dit wie God in jou lewe is? 'n noodwiel? Of is hy vanoggend jou alles? Is hy die nommer 1 in jou lewe? As God die nommer 1 is, die vraag die volgende vraag. Wie kry dan die eerste tyd en plek in jou lewe? As God nie vandag nommer 1 in jou lewe is nie, vra ek jou vanoggend, wie kry die eerste plek in jou lewe? En vir wie het jy eerste tyd? Is dit dalk jou vrou? Is dit dalk jou kinders? Wat is dit? Is dit dalk jou geld? Ons almal jaag mos deesdae na Mammon. Mammon word die dryfkrag, Mammon is alles in ons lewe. Ek wil vandag vir jou sê, God besit al die geld op die aarde. Elke liewe sent. Ek is dankbaar vir elke seëning wat ek in sy hand uit kry. Ek wil vandag hê, jy moet dalk vanoggend na hierdie diens moet jy jou stoel vat. Wil jy net daar buite gaan sit? Vir wanneer jy by die huis is, wil ek jy net daar buite gaan sit. Ek wil jy moet alles afskakel. Dan luister jy. Dan gaan jy hoor hoe getuig die diere van wie nommer 1 in sy lewe is. Daai voeltjie het nie geld waarmee hy kos koop nie. Daai bok het nie geld waarmee hy kos koop nie. Daai vis het nie geld waarmee hy sy kos soek nie. Hy maak God nommer 1 en God voorsien. En weet wat is die mooi? Hier kom die Here en hy sê vir sy kroonskepping, ons, ek en jy, maak my nommer 1 en ek sal voorsien volgens my wete vir jou. Sien, ons wil hê, wanneer ons God aanbid, wil ons hierdie groot rykdom hê. Is dit nie wat met die Fariseërs en die Israeliete geword nie? Hulle het Jesus nie as hulle koning gesien nie, want jy sien, hulle koning moes 'n koning met 'n kroon, en hy moes die wêreld regeer, en hy moes vir hulle rykdom gee, en hy moes vir hulle alles gee. Maar hulle het nie besef, hy het vir hulle liefde, hoop, nederigheid en vergifnis gegee nie. Hulle het dit misgekyk, en dis wat ek en jy vandag ook doen. Ag, as ons God aanbid, het jy gehoor, daar's mos 'n prosperity prediking. Alles sal net goed gaan met jou in die lewe. Dis wat die leuen van Satan glo nie. Gaan kyk na die woord van God. Gaan kyk na Paulus, Timoteus, en ek kan almal so opneem. Het hy 'n mooi rooskleurige lewe gehad? Het Jesus 'n mooi rooskleurige lewe gehad? Nee, maar hulle het God eerste gestel. My en jou rykdom lê nie op aarde nie. Jy is die rykste persoon in hierdie lewe as jy God die Vader, die Seun en die Heilige Gees in jou lewe het. Want volgens jy sê jy's die rykste mens. Daar is geen ander rykdom. Is dit dalk vanoggend jou gedagtes wat eerste in jou lewe is? Wat se gedagtes is vanoggend hier by jou? Ek wil meer van God hê. Of dink jy aan dalk is die hoender in die oond. Ja, julle ken mos daai een wat ek al vertel het, van waar die ou tannie so voor in die gemeente sê, en dan sê sy, maar dan gaan jy hom eet.
nie 'n arme leraar weet nou nie meer wat om te doen nie, want elke slag hoor, dan gaan jy hom eet. En na die diens gaan hy nou die tannie toe, sê tannie, ek weet nou nie meer wat ek moet eet nie, maar wat moet ek eet? Hy sê nee, sy sê nee, ek het vanoggend hier kom sit en na jou preek gaan luister, maar Satan bly vir my sê die hoender is in die oond en ek kan nie na jou preek luister nie, want hy kom steel my gedagtes. Toe sê ek vir hom, as hy verbrand is, dan gaan jy hom eet. Dan gaan jy hom eet. Sien, wanneer ons in die huis van die Here is ons vol ander gedagtes. Wanneer ons by die huis is, wanneer ons Bybelstudie moet doen, wat gebeur? Ons is vol ander gedagtes wat ons voor God plaas. Is dit nie so nie? Daarom sê die Here, wanneer jy met my wil praat, gaan in jou binnekamer, maak die deur toe, sodat niemand jou kan pla nie. Hoekom? Sodat jou gedagtes vol van my kan wees. Sodat ek en jy kan gesels. Doen ons dit? Nee. Jou energie. Waarvoor gebruik jy jou energie? Om dinge vir God te doen? Of streef jy wêreld se mag na? Geld, werk, televisie, telefoon. Kyk, as jy vandag 'n jong man wil straf, vat net sy foon weg. Maar ek wil verder gaan. As jy vandag enige persoon wil straf, vat net sy selfoon weg. Jy al gesien? Ek het al gesien in 'n restaurante mense wat hulle so oor mekaar sit, stuur hulle vir mekaar hierdie boodskappe, hulle lag hulle daaroor en dan gaan hulle, jy sit reg voor hom, praat met hom man. Dis hoe die tegnologie ons gesteel het. Ons sit ons energie in valshede in, wat geen lewenswaarde het nie. Dan wil jy kom sê, maar God is nommer 1 in my lewe. Dan wil ek vir jou, nee. Want as God nommer 1 in my lewe is daar 'n dryfkrag, is daar vuur, is daar energie om meer van God in my lewe te wil hê en minder van myself. Minder van myself en meer van God. Maar sien ons vandag dit in ons gemeenskap? Sien ons vandag dit in die huishoudings? By ons skole? Sien ons vandag dit in kerke? En hier praat ek met die liggaam van Christus ook. Wat sit ek en jy vandag in? Ons sê baie keer, God is belangrik vir my, maar ons lewenswys, hy kry die oorblyfsels van my dag. God is laaste op my lysie. As ek vanaand aan hom dink, as ek vanaand bid, as ek vanaand iets doen. Mens sien, ons sit ons vasgeplak voor die televisie. Tot 10:00 die aand, ek moet gaan slaap. Waar was God dan? Waar is God dan? Baie keer is dit ons werk. Baie keer is dit net ander dinge. Wat ons weghou van Jesus af. Is God nommer 1 in jou lewe? Sien, hy kom en hy sê vir ons in Matteus 6 vers 33. Gee vir ons die antwoord wat ons elke dag moet doen. Ek en jy. Wat sê hy vir ons? Kom ons kyk bietjie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat moet jy heel eers doen as jy die oggend jou oë oop maak? Soek God. Soek God. Wees dankbaar dat sy beskermende hand in die aand oor jou was. Wees dankbaar vir nog 'n dag wat hy vir jou gegee het om jou geliefdes, jou kinders, 'n werksgeleentheid. Wees dankbaar dat hy jou nog 'n geleentheid gegee het om nader aan hom te kom. Dan soek jy hom eerste in jou lewe.
Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal bygevoeg word. Wat sê God hier vir my en jou? Soek my eerste, en ek sal jou seën. Nie seën met rykdom wat jy wil hê nie, wat jy nodig het. Het jy al ooit gesien dat 'n mossie met 'n baie goue chain om sy nek hier rondvlieg? Maar dis hoe ons wil optree. God voorsien aan daardie mossie vir elke dag se behoefthede, volgens God se wil. Maar wanneer dit by ons kom, nee, we want the golden chain. Dit werk nie so met God nie. Ek wil dit vandag vir jou sê. Hy gaan jou seën volgens jou benodighede, nie wat jy wil hê nie. Die belofte van Matteus 6 vers 33. Jesus gee nie net 'n opdrag nie, maar hy gee vir jou 'n belofte. Hy gee jou belofte, soek my eerste. Luister mooi, dis die eerste gedeelte. Dis iets wat jy moet doen. Dis iets wat ons moet doen. Dan kom hy sit die tweede gedeelte by. As ek nommer 1 in jou lewe is, sal ek jou seën volgens my wil. Doen ons dit? Nee. Ek wil vandag vir jou vra, wat beteken dit om God eerste in jou lewe te maak? Wat beteken dit? Dit beteken eerste, God is die nommer 1 plek in jou hart. Luister mooi wat ek vir jou sê. Hy moet nommer 1 in jou hart wees. Psalm 51 vers 12. O Here, kom skep in my 'n rein en suiwer hart. Vers 16. Moet nie u gees van my af wegvat nie. Here, moet my nie los nie, moet my nie verlaat nie. Het ons nog daardie begeerte om God eerste in my lewe te stel? Hy moet die nommer 1 prioriteit in alles wees. Eksodus 20 vers 3 sê, en jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hoeveel dinge is daar tussen my en jou? Tussen my en God? Tussen jou en God? Hoeveel afgode is daar? Wat keer dat God nie 'n prioriteit nommer 1 in jou lewe moet wees nie? Is dit vandag? Dalk jou familie? Is dit jou geld? Is dit jou werk? Is dit jou motor? Wat is die afgod in jou lewe? Is dit dalk die hoogmoed wat in jou lewe is? Mens sien, ek het mos iets in my lewe, ek het 'n papiertjie wat teen die muur hang. Ek het 'n diploma, ek het 'n graad, ek het iets, nou dink ek is beter as ander. Dit beteken vir jou niks, as God die nommer 1 in jou lewe is nie. Is dit dalk die hoogmoed waarmee jy vandag rondloop? Wat is tussen jou en God? Dat hy nie nommer 1 is nie. God wil nie nommer 2 wees in jou lewe nie. Hy wil nie 50-50 in jou lewe wees nie. Want dit is baie keer wat ons doen. As God dit vir my doen, sal ek dit vir God doen. Ons maak kompromieë met God oral waar ons gaan. Dis nie hoe God werk nie. Dis nie hoe God werk nie. As iets in jou hart God se plek inneem, wil ek vandag vir jou vra, wil jy dit nie laat uitgaan nie? Wat dit ook al mag wees. Maak soos koning Dawid. Maak soos Psalm 31, Psalm 32. En kom bely vandag voor God. Kom maak jou hart skoon. Sodat ons weer die ware God, nommer 1, in my lewe kan maak.
Om God eerste in jou lewe te maak, beteken om tyd saam met God te spandeer. Toe jy daai mooi meisie op skool gesien het, en jou hart so op en af gespring het, en alles in die ore toeslaan, maak nie saak wat pa, ma, maak nie saak wat iemand sê nie, Boeta, jy is net gefokus op een ding, daai girl in jou lewe. Nie waar nie. En jy het alles rondom haar gaan uitvind. Kom ons wees eerlik. En jy het gesê, dis my trouvrou daai. Ek wil net vir die manne sê wat eendag wil trou, Boeta, dink baie mooi. Toe ek ongetroud was, het ek baie geld, min probleme gehad, nou het ek baie probleme, min geld. Ek maak net 'n grap, mense. Maar jy wil mos alles van daardie persoon weet. Want sy moet mos nommer 1 in jou lewe wees. Is dit nie hoe ons moet maak met God nie? Met ander woorde, ons hele tyd het uitgegaan om daardie persoon beter te leer ken. My hele fokus, my hele energie, alles het gegaan om haar beter te leer ken, om 'n verhouding met haar te maak. Is dit nie hoe ek en jy nou moet maak met God nie? Ons hele tyd, ons hele fokus, ons hele ingesteldheid moet wat wees? Christus Jesus. Nie leerstellings nie, nie valse beloftes nie, maar ek moet my hele tyd en energie gee om nader aan God te beweeg. Ek het al baie keer het gesê, hoe kan jy vir iemand lief wees as jy hom nie ken nie? As ek vandag moet vir julle vra, gee my God se 2 wille wat in die woord aangeteken is. Gee vir my sy karaktereienskappe. Gee vir my Jesus Christus se karaktereienskappe. Gee vir my die Heilige Gees se karaktereienskappe. Kan ons dit nie doen nie? Hoekom? Want ek gee nie meer my tyd vir God nie. Waar vind jy God? Ek wil vir jou sê, hier, in die woord. Hoeveel Bybelstudie jy hierdie week gedoen? Hoeveel keer het jy hierdie week gebid? Hoeveel tyd het jy aan gebed spandeer? Hoeveel tyd het jy gespandeer om te getuig vir God? Om oor God te praat? Met hoeveel mense het jy in hierdie week oor God gepraat? Sien, wanneer jy daai meisie in jou lewe het, dan wil jy jou vriende almal vertel van wie hy is, of wie sy is, nie waar nie? Net so moet dit wees, wanneer hier die liefde in jou hart is, vir God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hoekom wil ek mense vertel van hom? Want ek wil nie hê hulle moet verlore gaan nie. Ek wil hê hulle moet die ware God ontmoet in hulle lewe. Ek wil hê hulle moet hom vind in die woord. Maar ek sien dit nie meer in die liggaam van Christus nie. Ek sien dit nie meer in die kind van God nie. Ek sien dit nie meer in die huishoudings nie. Want God is nie meer nommer 1 in ons lewe nie. Ons speel geloof. Ons speel kerk. Wanneer gaan dit ophou? Wanneer gaan ons God werklik aanneem en tyd vir hom maak in jou lewe, sodat hy hom in jou kan openbaar? Die derde punt wat ek wil aanhaal, as jy God nommer 1 in jou lewe maak, dan sit jy vertroue in hom. En jy sien, hy sê Matteus 6 vers 3, soek my eerste, en ek sal alles vir jou gee, wat jy nodig het. Dis 'n belofte. En wanneer ek God nommer 1 in my lewe maak, ken ek hom aan al my besluite, ken ek hom aan al my weë, my handel, praat ek met hom, vra ek om raad, vra ek om my leiding te gee. Maar jy sien, ons doen dit nie. Ons tel die foon op, dan bel ons iemand.
om my raad te gee. Ek bel my finansiële raadgewer en sê, "Jessie, het jy gesien, die rand het alweer geval, wat gaan met my polisse aan?" Dis wat ons doen. Dis wat ons doen. In plaas van die Bybel optel om te sê, Here, my finansies is in U hande. Ek vertrou op U. Ek maak staat op U krag. Ek wil vandag vir jou sê, voordat jy die wêreld stem hoor God se stem. Jy sien, wanneer daar moeilikheid is, gaan sien ons beraders. Wanneer ek en my vrou kwaad is vir mekaar, gaan sien ons beraders. Ons kry 'n pilletjie vir alles. Nie waar nie? In plaas van na God toe gaan en God se stem te hoor, weet jy hoe gaan jy weet? Wanneer jy met hom praat, deur sy woord praat hy terug met jou. Gee jou antwoorde. Wie baie van hierdie sielkundiges en hierdie mooi mense, hulle het 'n mooi werkie seker wat hulle doen. Baseer dit op wat? Wêreldse beginsels, nie op goddelike beginsels nie. Wil jy sien hoe word jou huwelik en jou familie geseën? Gaan eers terug na God toe. Soek hom. En hy sal alles volgens jou hart gee vir jou. Maar jy moet vir hom soek. Jy moet tyd maak vir hom. En jy moet hom vertrou met alles. Maar hoekom sukkel ons? Hoekom sukkel ek en jy en almal vandag om God nommer 1 in ons lewe te maak? Hoekom sukkel ons? Eerstens, ons ken nie meer die ware God nie. Ons het nie meer 'n verhouding met God nie, en ek is baie eerlik vanoggend. Die kerk, die liggaam, die mens, het nie meer 'n verhouding met die ware God nie. En jy mag dalk vir my kwaad raak en sê, ja, ek lees my Bybel. Dis goed om jou Bybel te lees, maar weet jy wat, laat God toe om met jou te praat. En begin luister wat God van jou vra. Ons is so vasgevang op hierdie internetgoed, dat ons God mis. Ons mis die ware God. Ons is tog so bang. Ons is tog so bang om oor te gee. Die tweede, ons wil nie oorgee nie. Ek is bang. I need to be in control. Ek wil vandag vir jy sê, jy is nie, al dink jy is in beheer hoor. Jy is nie in beheer nie. God is in beheer. En dit moet 'n tyd in elke kind van God se lewe word, waar jy oorname aan God gee. Ek gee myself oor aan U. Lei my, Here. Maar ons is te bang om 'n stap van geloof te maak. Ons is te bang wat die wêreld gaan dink. Ek gee nie om wat die wêreld van my dink nie. Ek gee om wat God van my dink. Ons is te hastig. Die lewe is 'n lewe van spoed. Wie kan onthou? 'n paar maande terug was dit nuwe jaar gewees. Ek wil vir julle sê, ons is vinniger en nader aan Kersfees en ou jaar en al daai goed. Die lewe is so spoed verby. Maar in hierdie 7 maande, amper 8 maande, hoeveel tyd het jy vir God gegee? Hoeveel tyd het jy vir God afgestaan? Hoeveel tyd het jy met God gespandeer met hom te praat? Hoeveel tyd het jy gevat om die woord van God te lees? Hoeveel tyd het God werklik in jou lewe gekry? Want sien, alles is mos spoed. En net so moet dit mos met ons gebede werk. As ek nou vir God bid, môre wil ek die antwoord hê. Sterkte hoor. Jy mag dalk nog 6 jaar wag hoor. My God sal op die regte tyd jou gebede beantwoord. Ons wil mos vinnige antwoorde vir alles hê in die lewe. Kits oplossings. Maar ons kan nie meer geduldig wag vir God om in ons lewe te antwoord nie. Alles is mos quick fix. Is julle al gesien nie?
Dis mos kits pappa, dis kits dis kits dit. En jy kan aanhou. As ek finansiële probleme het, dan stap ek by die bank, is kits oplossing, man, hier's nog vir jou 30,000, maar jy moet dit terugbetaal, nee. En as jy dit terugbetaal, dan stap jy by die cash loans in, en so gaan jy aan. Alles is mos kits oplossings. Nie in God se lewe nie. As jy vir God gevra het, moet jy geduldig wag tot waar hy antwoord. En dit wil ons nie meer doen nie, want ons lewe in 'n wêreld van kits oplossings. Vinnige antwoorde. My God werk nie so nie. As jy op God vertrou, kan jy nie wag op 'n kits antwoord nie. Jy moet geduldig wag en vertrou en volhard in gebed, in die woord, in die verhouding met God, sodat God op die regte tyd, die regte oomblik jou sal seën. Ons verwar. Ons is verwar. Ons is de mekaar. Ons weet nie meer wat om te glo nie. Ons weet nie meer wat se geloof nie. Ons weet nie meer wat nie. Ek wil vandag vir jou sê, en luister mooi wat ek vandag vir jou sê. 'n Kerk gaan jy nie in God se koninkryk bring nie. Luister mooi wat ek vanoggend vir jou sê. 'n Dogmatiese siening gaan jou nie in die koninkryk van God bring nie. Ek kan jou nie in die koninkryk van God bring nie. Weet jy wie kan jou in die koninkryk van God bring? Christus Jesus. Vir die verlossingswerk aan die kruis. Maar ons vergeet wie hy is, want hy is nie meer nommer 1 en die nommer 1 prioriteit in ons lewe nie. Ons is so besig om onder mekaar te beklei, dat ons vergeet wie Jesus is. Ons word so in verwarring gebring. Wie's reg, wie's verkeerd, watter leerstelling, wat nie, dat ons die hoofdoel mis. Christus Jesus, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit bring jou in die koninkryk. Jou verhouding met God. Maar waar staan ons vandag? Ek gaan nie na 'n Pinksterkerk nie, want ek is mos NG. Ek niks teen die NG kerk nie, asseblief. Ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Ek gaan nie na hierdie kerk toe nie. Ek gaan nie na dit toe nie. Ek wil vandag vir jou sê, 'n kerk kan jou nie in die koninkryk van God bring nie. Slegs jou verhouding met God. Niks anders nie. En dit begin by 'n keuse. Vandag en hier. Is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees die nommer 1 plek in jou lewe? Indien nie, wil ek vir jou sê, is hy nie God van jou lewe nie. Wie is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees in jou lewe? Wanneer hy deel is van jou lewe, kry jy 'n vrede. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Maak nie saak hoe die storm aankom nie. Dit maak nie saak hoe jou finansies lyk, maak nie saak hoe jou huwelik lyk, maak nie saak wat fout in jou lewe is nie. As God nommer 1 in jou is daar 'n vrede in jou lewe. Hoekom? Want jy weet God is in beheer. Want hy sê vir jou, soek my eerste en ek sal alles vir jou byvoeg volgens my wil. Dan kom 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan.
Jy kry weer rigting en beheer oor jou eie lewe. Weet jy hoekom hardloop ons in 'n wêreld waar ons voel ons is nie in beheer nie? Ons is nie ingeskakel by die een wat in beheer van die wêreld is nie, wat in beheer van die heelal is nie. Ek dink ek is in beheer van my lewe, maar my lewe hardloop net in 'n rigting, doelloos. Wanneer God een in jou lewe is, gee vir jou daardie rigtinge beheer en hy wys jou die pad wat jy moet stap. Wanneer gaan ons in ons storms weer terugdraai na God? Wanneer gaan ons weer hierdie God leer ken? Dis 'n God van liefde. Derde een, jy kry voorsiening, want God sorg vir sy kinders. Wanneer jy God nommer 1 in jou lewe maak, kom maar vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy kry rigting en beheer en God wys die pad vir jou. En die derde een is, hy voorsien aan jou. Hoekom? Want jy is sy kind. Ongeag wat jy verkeerd gedoen het. Ongeag wat se keuses jy gemaak het. As jy vandag op 'n punt in jou lewe kom en jy maak God nommer 1, wil ek vandag vir jou sê, hy sal vir jou voorsien. Hy sal aan jou voorsien. Ek wil met dit afsluit. God soek nie perfekte mense nie. God soek nie perfekte mense nie. Hy soek hierdie gebroke mense van hierdie wêreld. Maar daardie gebroke, sonder mense moet 'n keuse maak om hom aan te neem as die nommer 1 in jou lewe. Hy soek mense vandag wat hom soek. Luister mooi wat ek vir jou sê. Hy soek mense wat soekend na hom is. Is jy vanoggend soekend na God? Soek jy hom met alles wat in jou is? Wanneer God eerste in jou lewe is, dan word alles op sy regte plek gesit. Ek wil dit met dit afsluit. Wanneer God nommer 1 in jou lewe is, dan sal alles op die regte plek in jou lewe wees. Want my God is nie 'n God van wanorde nie. My God is nie 'n God van verwarring nie. My God is 'n God van rigting, leiding, hoop, redding. Dis die God wie ek kan bid. Ek kan bid nie 'n instansie nie. Ek kan bid nie 'n leerstelling nie. Ek kan bid God. Want ek smag en ek soek na 'n persoonlike verhouding met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Al hoe dit kan wees, is wanneer ek 'n besluit maak om God nommer 1 in my lewe te maak. Ek het 'n liedjie gekies. En ek gaan vra dat my vrou hierdie liedjie moet speel. En ek wil mooi hê, jy moet luister na hierdie liedjie. En nou moet jy self die vraag vra, is God eerste in my lewe? Is God eerste in my lewe? My kind, ek sien jou maat geloop, wil jy nie net vir my daai liedjie gaan doen nie, asseblief? Die vraag is, en hierdie vraag vra definitiewe antwoord van elkeen wat vanoggend in hierdie huis sit. Elkeen wat vanoggend na hierdie boodskap geluister het. Elkeen wat vanoggend kom op 'n punt in sy lewe waar hy sê, ek
gaan God nommer 1 in my lewe maak. Julle mag die liedjie vir my aansit. Baie dankie. Lyk my nou, daar's 'n fout met die rekenaar. Kry jy die liedjie? Twee rekenaaroperateurs. Geduld. Sien nie word ons geduld beproef. Amen. Terwyl hulle daar sukkel met die rekenaar, gaan ek so lank 'n gebed vir ons doen. En as hulle die liedjie dan het, dan kan ons net daarna na die liedjie luister. Kom sluit die oë. Liefdevolle Vader, Here, dankie vir hierdie mooi dag, Here. Here, dankie dat U opnuut vandag met elkeen van ons praat, Here. En Here, U vra vanoggend definitiewe vrae van ons, Here. Wie is nommer 1 in jou lewe? Waar staan ek en jy, geliefde, vandag met God? Kom ek en jy vandag en ons sê, ja Here, U is die nommer 1 in my lewe, U is my alles, Here. Of Here, is ek nog een, Here, wat U gebruik, Here, dalk soos 'n noodwiel. Dalk is U net 'n 50-50 in my lewe, Here. Here, maar ek bid vandag vir elkeen wat hier die boodskap hoor, elkeen, Here, wat vandag sê, Here, ek steek my hand op, Here, en ek wil U nommer 1 in my lewe maak. Mag die Heilige Gees vanoggend in daardie persoon se hart werk. Mag die Heilige Gees vanoggend opnuut die saad van liefde in elkeen se hart plaas. Here, sodat ons opnuut sal besef, Here, dat U die nommer 1 in ons lewens moet wees, Here. Want U sê dit vir ons in die woord. Soek eers my koninkryk en sy geregtigheid, en ek sal alles byvoeg. Here, dankie vir daardie belofte, dat ons wat U aangeneem het, Here, kan staat maak op U beskermende, voorsienende, liefdevolle hand in ons lewens. In Christus Jesus naam. Amen en amen. Amen. Is julle nou reg daar agter? Okay, nee, kom ons sluit die diens af. Kom sluit net daar af asseblief, dankie.